God kom op 'n stadium in sy lewe om sy liefde aan ons te bewys, dat hy sy eie wet aan die kruis vasnaal. Sacrifice the law that he gave, om genade te openbaar. En as jy daaraan dink, hoe groot die liefde vir ons moes gewees het, of hoe groot die gedagte wat God vir ons het, om dit wat hy vir Moses gegee het, op te offer, en Jesus daar beskikbaar te stel, sodat ek en jy, as gevolg van die feit, dat niemand deur die wet geregverdig kan word nie, dit vir ons moontlik maak, om geregverdig kan word. Dink net so vir 'n oomblik daaraan. Niemand deur die wet ooit geregverdig. Nobody could be justified ever by the law. He put it on the cross. Hy plaas dit op die kruis, om vir my en jou die geleentheid te kan gee, om genade te kan deelagtig word. Dink net aan daai liefde. Ek wil vanmôre 'n bietjie, soos wat ek werk altyd van die kruis af, werk altyd van die kruis af wat plaasgevind het, want voor die kruis het ek en jy nie veel dinge te doen gehad nie. Alright, was daar nie veel vir my en jou nie. Alright, dit is maar my kenteken, soos almal weet. En ons weet dat wat hier plaasgevind het met Jesus en sy disippels en die leerstelling wat hy gehad het, was 'n leerstelling om die koninkryk te verkondig, en het 'n leerstelling gehad om te wys dat hy die komende koning is, of dat hy die koning is wat geprofeteer was. En na sy dood en opstanding het hy sekere beloftes gegee. Ons weet dit, die apostels moes voortgaan om vir die verlore skape van Israel die boodskap te gee en te wys dat hulle Messias het gekom. Die Messias het gekom. Maar die boodskap wat aan 'n ander man met die naam van Paulus gegee is, soos wat jy almal weet, is heeltemal verskillend. Is heeltemal verskillend van die boodskap wat sy oorspronklike apostels gehad het. Die Here Jesus het na sy opstanding, het hy vir 40 dae met sy disippels gewerk, maar ons het nie baie insig oor wat hy 40 dae plaasgevind het nie. En hulle is gestuur na die verlore skape van die huis van Israel, om aan die verlore skape te gaan wys. Waar hulle ook al versprei was, moes hulle aan die verlore skape van Israel gaan bewys, dat die belofte, die profeseë, die wet, is alles vervul met hulle Messias wat gekom het. En Paulus is geroep vir 'n heeltemal ander evangelie. Heeltemal 'n ander evangelie. Alright? Heeltemal verskillend, dat hierdie evangelie van hulle was 'n koninkryk wat sou kom. Die evangelie van Paulus was die openbaring van wat God hom gegee het aangaande die dood van die Here Jesus. Almal duidelik sover? Okay, right. Ek wil jy moet saam met my die Bybel oopmaak in die boek van Matteus. En ons gaan net hoofstuk 16 uitlees, Matteus hoofstuk 16. En ek gaan vir u vanaf vers 15 tot en met vers 18 lees. Ja, almal daar? Hy sê vir hulle, and he said unto them, but whom say ye that I am? Wie sê julle is ek? Wie sê julle is ek? Alright? And Simon Peter answered and said, thou art the Christ, the Son of the living God. Jy is die seun van die lewende God. Alright? So ek gaan vir u tot en met vers 18 lees. And Jesus answered and said unto him, blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood have not revealed it unto you, but my Father which is in heaven. Geseënd is jy, Simon Bar-Jonah, want my Vader het dit aan jou geopenbaar wie ek is. Alright? My Vader het dit aan jou geopenbaar. En as gevolg van, and I say unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Petrus, as gevolg van die feit
dat jy hierdie openbaring van my Vader ontvang het, as gevolg van die feit dat jy hierdie openbaring ontvang het, sal ek my kerk op dit bou, nie op Simon Petrus nie, maar op die openbaring. He's not going to build his church on Simon, he's going to build his church on the revelation. Alright? En hy sê vir hom, ek gaan jou die sleutels van die koninkryk gee. As gevolg van die openbaring gaan ek vir jou sekere dinge gee. Ek gaan vir jou sekere dinge in die koninkryk openbaar, sodat jy in staat kan wees om met die koninkryk, hoe jy dit ook al wil stel, te kan opereer. Maar, ek sê maar, luister mooi maar, as jy saam met my na die boek van Lukas toe gaan, hy sê ek gaan vir die koninkryk open, jy sal deur die koninkryk werk, of jy sal saam met die koninkryk werk, of jy sal, maar, luister mooi wat Lukas sê, Lukas 17, vers 20, tot en met vers 21. Luister mooi wat hy sê asseblief. Hy sê maar toe die Fariseërs vra wanneer die koninkryk van God sal kom, het hy hulle geantwoord en gesê, die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie. En hulle sal nie vir jou sê, kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle. And when he was demanded of the Pharisees when the kingdom of God should come, he answered them and said, the kingdom of God cometh not with observations. Alright? Neither shall they say, lo here, or lo there, for behold, the kingdom of God is within you. In other words, hulle het gewerk aangaande die koninkryk, en hulle het Petrus gesê, ek gaan vir jou die sleutels gee om die koninkryk oop te stel, maar vir hulle wat weet wie hulle in God is, vir hulle wat weet wie hulle in God is, vir hulle wat weet waarvoor Jesus die prys betaal het, sal die koninkryk binne in hulle hê. Met ander woorde, ons werk nie na die koninkryk toe nie, we don't work towards the kingdom, ons werk vanuit die koninkryk, alright? Want die koninkryk van God is binne in julle. Dis iets wat klaar gekom het, en my en vir jou het in staat gestel om in die koninkryk te kan opereer, alright? Nou gebaseer, as ek nou hierdie twee skrifte vat, en ek gebaseer dit, dan het ons 'n openbaring, wat sê, in Christus, met ander woorde na die kruis, is die koninkryk van God nie vir jou beskikbaar nie. Dit is veronderstel om binne in jou te wees. Jy moet deel van die koninkryk wees. So ons werk nie na iets toe wat sal kom nie. Ons werk na iets toe wat plaasgevind het. Dit het al reeds plaasgevind. En daarom moet ek en jy vanuit die koninkryk werk. Ons moet vanuit die koninkryk kan opereer, en ons moet weet wat behels die koninkryk. Ons moet weet wat dit behels. En dan moet ons verstaan waarvoor ek en jy hier is. Ons moet verstaan waaroor dit gegaan het. Ons moet verstaan waarvoor die prys betaal is. Ek meen, as dit nie nodig was om 'n prys te betaal om jou te verlos het van die wet nie, dan kan jy maar net, jy kan sommer take him through here, if you want. Dan kan jy hom maar sommer net, dan kon God ons net in die wet gelos het. Then he could have just left us in the law, and nobody would have been justified. Maar hy kom en hy sacrifice his own law. Hoor jy wat ek sê? He sacrificed his own law. Om vir jou te wys wat vir my en jou in staat is, of wat daar vir ons beskikbaar is, en wat ons kan verkry as ons in Christus Jesus is. Maar dit bly ook nie daar nie. As ek vir jou vanmôre sê, Christus
was die gesalfde seun van God. En omdat hy die gesalfde seun van God was, omdat hy die gesalfde was wat sou kom, het hy 'n prys betaal vir mense wat gesalf sal wees. En daarom wil ek jou vat na die skrif toe. Ek wil jou vat na wat die skrif aangaande my en jou sê. Christus was die gesalfde, hy was die geseënde en hy was die geheiligde van God. En God vat daardie siening van hom, as ek dit so kan stel, en hy sit dit op 'n kruis. Maar vir watter rede? Vir watter rede? En daarom wil ek jou na die skrif toe vat en vir jou sê, kom ons kyk na wat sê die skrif. Ek wil jou daar na die boek van 1 Johannes, klein Johannes vat. 1 Johannes, hoofstuk 2, vers 27. Dis agter in die Bybel. As ek ook nou net kan Johannes kry, dan gaan dit baie beter wees. 1 Johannes, hoofstuk 2, vers 27. Luister nou mooi, ek het gesê Christus was die gesalfde, hy was die geseënde en hy was die geheiligde van God. Het jy mooi gehoor wat ek sê, hy was die gesalfde, hy was die geseënde en hy was die geheiligde van God. Maar wat van my en van jou? Alright, nou sê hy daar in Johannes, en die salwing wat julle van hom, die salwing wat julle van hom ontvang het jy gesien dit is verlede tyd? Het jy gesien dit is in the past? Die salwing wat julle van hom ontvang het, bly in julle. En julle het nie nodig dat iemand julle leer nie, maar soos dieselfde salwing julle aangaande alles leer, so is dit ook waar en geen leuen nie, en soos julle die geleer het, en so moet julle in hom bly. Alright? But the anointing which you have received of him abideth in you. Punt nommer 1. Soos wat hy die gesalfde was om die koninkryk te demonstreer, is die gesalfde binne is ons gesalf. But the anointing which you have received of him abideth in you. Met ander woorde, dit bly by jou vir altyd. Ek sê dit bly by jou vir altyd. And you need not that any man teach you, but as the same anointing teacheth you of all things, and it is true, and no lie, and even as it hath taught you, you shall abide in him. So hy bly in jou, die ding is ek en jy moet in hom bly. En dis die probleem wat ons mee sit. Sometimes vergeet ons. Sometimes conditions and opportunities en wat ook al gebeur in die lewe, maak jou dat jy vergeet waar is die salwing. Maak vergeet wie is die salwing. En ons laat toe dat ons gerop word van wie ons is. Alright? Omdat ons nie die feit verstaan dat hy het gegaan om by die Vader vir ons 'n plek te gaan bereik, sodat ons kan wees waar hy is. Hy is in die Vader in hom, maar hy het gegaan om vir ons 'n plek te kan berei, sodat ons kan wees waar hy is. Waar is hy? In die Vader. Waar is die Vader? In hom. Waar is die salwing? In hom. Waar is die gesalfde? Jy en ek. En dis waar die fout lê. Dis waar die probleem lê. We are looking for the anointing. Ons soek die salwing terwyl ons die gesalfde is. En dit maak 'n wêreldse verskil. Want jy soek na iets wat eintlik binne in jou is. Dis nie al nie. Kom ek vat jou na die boek van Hebreërs toe. Hebreërs hoofstuk 3. Hebreërs hoofstuk 3. Vers 1 sê, wat is Jesus? Hy is die gesalfde, geseënde en die geheiligde van God. Alright? Wat sê Hebreërs 3 vers 1? Daarom, broeders, nee, heilige broeders,
Therefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, consider the apostle and high priest of your profession. Met ander woorde, as dit kom by die gesalfde van God, is daar nie eintlik 'n verskil tussen jou en die eerste of die voorloper nie. Soos wat hy gesalf is, volgens die skrif, het ek dieselfde salwing. En hy het die prys daarvoor betaal, om my as die gesalfde van God te maak. En dan sê hy, holy brethren. As ek jou vanmôre net hierdie ding kan sê, as iemand van die begin ooit geheilig kon word deur die wet, dan het Christus Jesus verniet op die kruis gesterf. Because the law could have justified no man. Maak nie eers saak of dit Moses was nie. En hy kom en hy sê, broeders, deelgenote van 'n hemelse roeping. Van waar af was sy roeping? Van God af. Van waar af en met wie kommunikeer ek en is ons roeping? Van God af. Dis nie al nie. Kom ek vat jou na die boek van Efesiërs toe. Efesiërs hoofstuk 1 vers 3. Hy sê, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemel in Christus. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who have blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ Jesus. So, wat as jy in Christus is? If you're in Christ, you are blessed with the same blessings that he had. So wat maak dit van my en jou? Wat maak dit van my en jou? Dit maak van my 'n gesalfde, dit maak van my 'n geseënde en dit maak van my 'n heilige van God. Hoor jy wat ek sê? Hy het die prys betaal om jou geheilig te kry. Hy het die prys betaal vir wat die wet jou nooit kon heilig kry nie, het hy die prys betaal sodat jy geheilig kan wees. En daarom sê hy, ek skaam my nie om jou my broer te noem nie. Ek skaam my nie om jou my broer te noem nie. As ek my terugvat na die gebed wat hy in Johannes 17 gebid het. Die gebed wat Jesus in Johannes 17 gebid het. Daar vers 22 en 23. Toe is sy gebed, hy sê, Vader, ek bid dat hulle een sal wees, soos wat ek met u is, en u met my is, sodat hulle een met ons kan wees, sodat hulle volkome een kan wees. Hy gaan, ek verstout my so bietjie om te sê, hy sê, Vader, wat ek het hulle. Wat ek is hulle. Het ek vir hulle die prys voorbetaal. En Vader, daarom sê ek, die heerlikheid wat ek gehad het, die heerlikheid wat ek gehad het, gee ek vir hulle. So waar pas dit ek en jy in? Om heeldag te sê, Here, wees hierdie sondaar genadig, om heeldag te sê, Vader, ek moet wag dat die einde van die wêreld moet aanbreek, sodat ek kan hemel toe gaan, of wat sê ek en jy? Vader, dankie dat die koninkryk van God binne my is, dat ek al reeds gemeenskap het met die koning van die koninkryk.
Ek wag nie vir 'n bassein om te blaas om met God 'n ontmoeting te hê nie. Die ontmoeting het plaasgevind, die oomblik toe die man van sonde saam met hom op die kruis sterf en een met hom word toe ons opgestaan het. Daarom het ek in Christus gesterf as 'n sondige mens, maar ek het opgestaan 'n nuwe skepping in Christus Jesus. En daarom kan ek vir jou sê waar ek inpas, is wat die skrif sê, as he is, so are we in the world. En as jy dit wil sien, is daar in 2 Johannes 4:17. As he is, so are we in the world. Hy het ons nie geroep, luister, hy het ons nie geroep om slawe van 'n wet te wees nie. Soos ek in die begin gesê het, die apostels het 'n koninkryk gaan verkondig, om te bewys dat die koning van die koninkryk op die aarde verskyn het en die koninkryk beskikbaar gestel het. Maar Paulus het gesê, ek het 'n openbaring, God het my spesiaal geroep. Hoekom? Want ek is 'n fariseer. Ek is opgelei in die wet. Ek weet presies wat die wet sê. Ek weet presies ook waar die gebrek van die wet is. En daarom het hy Paulus geroep, wat 'n fariseer van fariseërs was, om seker te maak dat die man van kennis 'n openbaring kan gee wat genade is. Hoor jy wat ek sê? En die apostels het dit die heeltyd gemis. Petrus, hier aan die einde van sy lewe, in 2 Petrus, toe kom hy agter, maar die heidene het dieselfde wonderlike evangelie as wat ons gehad het, maar voor die tyd het hy 'n probleem gehad. Hy was vasgevang in die evangelie van 'n koning wat moes kom, en hy moes aan sy volk gaan bewys dat die koning moes kom. Maar Paulus is geroep vir hierdie spesifieke doel om te openbaar wat die koninkryk is, wat die prys is. Paulus is spesiaal geroep om bewys te lewer wat dit is om 'n kind van God te wees. Met een verskil, luister vanmôre, met een verskil. As ek en jy dit kan begryp, met een verskil. Paulus, Petrus, Johannes, Jakobus was almal diensknegte. Luister vanmôre, was almal diensknegte om 'n evangelie te verkondig vir mense wat gered is. So ek en jy is nie diensknegte van 'n evangelie nie, ek en jy is kinders van die lewende God. Hulle het saam met God gewerk om die evangelie te bevestig, en daarom het God sy woord bevestig deur wonders en tekens, om te wys wat die waarheid is. En hulle was diensknegte wat saam met God gewerk het. Met ander woorde, God het vir Paulus insig gegee oor wat die evangelie werklik is. Hy het saam met God, en God het saam met hom gewerk om te bevestig wat die woord van God is. En as ek en jy net daai klein skakeltjie mis, as ons net daai klein dingetjie mis, dan bly ons terugneek na 'n evangelie wat voor die kruis was. Hoor jy wat ek sê? As jy net daai klein dingetjie mis, dan mis jy dat jy vir 'n evangelie voor die kruis. En weet jy wat gebeur met kinders van God? Ons hoereer tussen genade en wet. Dis wat gebeur, ons hoereer tussen die genade en tussen die wet. Die een oomblik is ek gered, die volgende oomblik is ek onder die wet. Die een oomblik het God my vrygemaak, die volgende oomblik dink ek is 'n sondaar. En dis wat gebeur. Ons hoereer tussen die wet en genade. Maar Paulus is geroep om die genade van God in sy breedvoerigheid uit te lê. Hy sê, ek het gekom om te vervul. Het jy gehoor wat ek sê? Ek het gekom om te vervul wat kort gekom het in die woord van God. Ek het gekom om te vervul wat kort gekom het in die woord van God. Sodat jy kan weet wie jy werklik is. Sodat jy kan weet waar jy inpas. Luister, ek en jy pas nie hier nie, man. Ons pas nie daarin, in die evangelie nie. Ons pas na die opstanding, as die opstanding plaasgevind het, en die verheerliking het plaasgevind,
dan pas ons daarin. Ons pas nie voor die kruis in nie. Ons pas na die kruis in. Want hierso was geprofeteer na die kruis toe. Ek en jy lewe na wat die profesie wat klaar plaasgevind het na die opstanding. En kan ek so ver gaan om vir jou te sê, hy sê, julle wat dood was in julle sonde en in julle misdade. Julle wat dood was in julle sonde en in julle misdade, het hy saam met hom opgewek. So die lewe wat ek en jy lewe, is nie 'n lewe voor die kruis nie. Is nie 'n lewe van vervloeking nie. Is nie 'n lewe van veroordeling nie. Dis 'n lewe, 'n verhewe lewe, saam met hom, in hemelse plekke, aan die regterhand van die Vader, sodat ons in die koninkryk kan lewe, en ook die koninkryk vanuit ons kan lewe. Sodat ons erfgename kan wees van die belofte. Paulus sê, hy het my gebruik. Hy het my gebruik as 'n voorbeeld. Kom ek wys dit vir jou. In 1 Timoteus hoofstuk 1 vers 16. 1 Timoteus hoofstuk 1 vers 16. Sien almal daar? Ek wil nie graag net uit my kop uitpraat nie, ek wil hê jy moet dit lees, ek wil hê jy moet dit sien. Ek wil hê jy moet weet wat op jou van toepassing is. Ek wil hê jy moet sien waar jy inpas. Hy sê, maar daarom is aan my barmhartigheid bewys, dat Jesus Christus in my as die vernaamste al sy lankmoedigheid sou betoon, om 'n voorbeeld te wees vir die wat in hom sal glo tot die ewige lewe. Howbeit for this cause I obtain mercy, that in me first, Jesus Christ must show forth all long suffering and a pattern to them which should hereafter believe on him to life everlasting. Paulus sê, I've proved it. God het my gebruik om te bewys dat wat die evangelie sê die waarheid is. En omdat ek die bewys daarvan lewer, kan ek met oorgawe vir jou sê wat die evangelie behels. En daarom kan ek vir jou sê, jy kan maar die evangelie glo wat ek vir jou gegee het. As jy na Paulus se geskrifte kyk, en jy kyk na die ander 12 apostels, is dit 'n hemelsbreë evangelie. Daar's 'n groot verskil tussen die twee. En Paulus sê, ek het dit beproef, om te bewys, dat dit wat ek deur openbaring ontvang het, is nie net 'n openbaring van my eie gees nie, dit is 'n openbaring vanaf die gees van God. En daarom kan ek met vrymoedigheid uitlewe. Ek kan dit met vrymoedigheid verkondig. Ek kan met vrymoedigheid vir jou sê wie jy in God is. Maar weet jy wat maak ons? Weet jy wat maak ons? Ons steek vas by die sondige mens voor die kruis. Dis ons probleem. Ons steek vas by die sondige mens voor die kruis. En dan wat gebeur is, dan kom ek en jy, soos wat ons sê, ons kom tot bekering, en dan kom jy, soos wat jy sê, tot bekering, en dan wat gebeur? Jy bly vassteek by die begin van die evangelie van Jesus Christus. Paulus se roeping is net een ding. Paulus sê, ek wil jou volmaak in God kry. En ek gaan dit vir jou nou wys. Dit was Paulus, ek wil jou volmaak in God kry. Maar ons as kinders van die Here, ons probeer die heeltyd by die begin van die evangelie. Ons bly, hy sê in Hebreërs 6 vers 1, daarom kan ons nie bly by die begin van die evangelie aangaande Christus nie. Ons moet na volmaaktheid voortgaan, sonder om weer die fundament te lê van bekering uit dooie werke, van die leer van die doop, van die handoplegging. Dit sal ons doen as God dit toelaat. Maar ons moet na volmaaktheid voortgaan. Ons moet gaan na wat die doel van die prys is. Dis waartoe ons moet beweeg. En kom ek lees dit vir jou, daar in Efesiërs hoofstuk 4 vers 13.
Is jy almal daar? Lees met jou eie oë. Totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus. Is dit wat daar staan? So Paulus se doel is wat? Till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. As dit nie moontlik was nie, het Paulus gelieg. If that was not possible, Paul het leuns verkondig. En dit was sy doel. Dit is waarvoor God hom in die lewe geroep het. Dis waarvoor God hom na die heidene toe gestuur het. Om die heidene 'n perfekte man in Christus te kry. Ek gaan vir die ander versie uitbring. As jy daar na 1 Korintiërs 13 toe. 1 Korintiërs hoofstuk 13. 1 Korintiërs hoofstuk 13, 10. But when that which is perfect is come, then that which is in part shall be done away. Waarvoor werk Paulus? Hy werk na 'n perfekte man toe. En as die perfekte man gekom het, what is in part? Wat is dan in part? Het jy gehoor wat hy in Efesiërs gesê het? Hy het gegee apostels, profete, herders, leraars, evangelistes om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk tot opbouing van die liggaam van Christus. Totdat ons almal kom tot die volheid van die volle gestalte van Christus. 'n perfekte man. 'n perfekte man. Alright? Nou sê hy, as die perfekte gekom het. As die perfekte gekom het, is dit wat ten dele is, gaan dit verby. Kan ek? But when that which is perfect is come, then that which is in part shall be done away with. Liewe Vader, luister vanmôre vir my, asseblief, luister vanmôre vir my. Alles hierdie, eintlik 'n gedeelte na die kruis ook, was ook net in part. Want hy sê vir die Korintiërs, man, julle profeteer en julle bid en julle praat in tale en julle doen al hierdie dinge. Dit is goed, maar nie God se beste nie. Hoor jy wat ek sê? Dit is goed, maar nie God se beste nie. God se beste, perfect man in Christ. So that that which was in part can be done away with. Want nou moet jy profeteer ten dele, jy moet in tale praat ten dele, jy moet wat ook al doen ten dele, maar as die volmaakte perfekte man, wat weet wat en wie hy in Christus is, as daai perfekte man kan optree, dan praat hy vanuit die hart van God uit, hy praat vanuit die koninkryk, hy demonstreer die koninkryk, en hy dit wat ten dele is, gaan verby. Nie wanneer ons eendag dood is nie. As dit die doel was, dan moet God ons almal nou doodmaak. Maar die feit van die saak is, luister, die feit van die saak is, die sondige mens, the man of sin, already died on the cross. Die man van sonde is al reeds op die kruis dood. Die probleem is, ek en jy kan ons nie identifiseer met die prys wat Jesus betaal het nie. En dis die probleem. En die kerk sit nog steeds met dieselfde probleem. Vir jare sit ons nog steeds met dieselfde probleem. Ons bly die kinders van God terugbring na die begin van die evangelie, terwyl hy gesê het, maar die man van sonde is dood. Die man van sonde is dood. Wat opgestaan het, is 'n nuwe skepping. En hierdie skepping moet die kennis verkry van wie hy in God is. En as hy daai kennis vir homself 'n werklikheid gemaak het, dan kan die perfekte man van God in die lewe opstaan. Maar wat gebeur met my? Man, kyk na jou eie lewe. Kyk na jou eie lewe. Kyk na jou eie lewe. Die oomblik as jy 'n fout begaan het, dan vat jou gewete jou terug na hierdie plek toe. Kyk maar na jou eie lewe. Dan vat jou gewete jou terug.
En onmiddellik vergeet jy wie jy in God is. Willem, hy sê, ek lewe nie meer nie. Hoor jy wat hy sê? Ek lewe nie meer nie, maar hy wat in my lewe is die opgewekte. Ek het, of die man van sonde, is aan hierdie kruis doodgemaak. Daarom gaan Paulus so ver om te sê, hy wat 'n aanklagte teen jou het, en die aanklagte teen jou is daar op die kruis vasgenaal. En ek het vir jou begin om vir jou te sê, dat selfs die wet, wat God, deur die hand van 'n engel aan die volk van Israel gegee het, het hy ook daar vasgemaak. Sodat die mens word besef en weet wie hy in Christus is, 'n nuwe skepping en 'n nuwe skepsel sal wees. Luister, ek en jy, as ons hierdie openbaring kan vat, van Efesiërs 4 vers 6, ek weet nie of ek jou gee nie, as ons hierdie openbaring kan vat, van Efesiërs hoofstuk 4 vers 6, hy sê, daar's net een God en Vader. Een God en Vader. Wat oor almal, bo almal en deur almal is. One God and Father of all, who is above all, through all and in you all. Wat kan die skrif vir jou meer sê? Hulle wat nie weet waar God is nie, sal God soek. Kan ek dit weer sê? As jy nie weet waar God is nie, sal jy altyd in vertwyfeling na God soek. Maar die skrif sê, groter is hy wat in my is, as hy wat in die wêreld is. En nou moet ek en jy vir onsself hierdie saak uitmaak. Waar pas ek in? Waarvoor was die evangelie? Waar is God? Want jy weet wat die fout is. Ons soek die heeltyd na God deur bekering en sondebelydenis en ons kom nooit tot die kennis van die waarheid nie. Maar weet jy waar is hy werklik? Die probleem lê met hierdie ding. Hulle wat nie glo dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is die antichrist. Nou wil ek vir jou vra, as hy vir jou 'n woonplek gaan maak het, sodat jy kan wees waar hy is en hy waar jy kan wees, dan is hy mos van jou die tempel gemaak, sodat jy sy huis kan wees. En as jy nie glo dat hy in jou is nie, dan gaan jy altyd na God soek. Dan gaan jy altyd na God soek. En dan gaan jy altyd vra, waar's God? Dan gaan jy altyd vra, hoekom tree God nie in nie? Want ons glo nie dat hy in die vlees gekom het nie. Hy het in die vlees gekom om in die strate van Jerusalem te wandel, maar hy het ook in die vlees gekom sodat hy deur my lewe kan wandel. Sodat ek 'n gesalfde, geseënde, heilige kind van God kan wees, want dis waarvoor hy die prys betaal. Nou soek ek en jy om heilig te word. Ons soek om heilig te word. Om Chris, ons soek om heilig te word. Met ander woorde, ek glo nie wat hy my gemaak het. As ek verseker is en oortuig is in my lewe, dat ek geheilig is deur God, dat ek die gesalfde van God is, dat ek die geseënde van God is, dan sal my lewe outomaties, deur daardie gees wat in my bly, 'n aanpassing in my lewe maak. Jy gehoor wat ek sê? En ek hoef nie my knieë deur te kruip om te sê, Here,
wees hierdie sondaar barmhartig nie. Daar's net een God en Vader van almal, oor almal, deur almal en in ons almal. En daai God en Vader het die wet wat hy gegee het tot niet gemaak en hy het dit saam met sy seun op 'n kruis vasgenaal sodat die vloek verwyder kon word. En jy die seun van God kan wees. En jy in die toekoms kan wandel as 'n gesalfde, geheiligde seun van God, 'n geroepene binne in die koninkryk. Nie geroep word na die koninkryk nie, maar binne in die koninkryk, sodat Vader, soos wat ek met u een is, hulle met ons een kan wees, sodat hulle kan wees waar ek is. As jy dit, sodat hulle kan wees waar ek is. Nie in die hemel eendag nie, sodat hulle kan wees waar ek is. Waar die Vader is ek in die Vader in my, sodat hulle kan wees waar ek is. En Vader, ek gaan om vir hulle plek te berei, sodat hulle kan wees waar ek is. So ons wag nie vir die bassein nie. Die bassein wat blaas om jou 'n eenheid met God te kry, is wat Paulus geblaas het toe hy gesê het, elkeen wat in hom is 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Ek is met hom verenig. En Paulus sê, ek het alles in my vermoë gedoen om jou as 'n rein maagd voor Christus te kry, sodat ek jou met Christus een kan maak. En die besluit lê by my en jou, hoe vernuwe is ek in die gees van my gemoed? Hoe vernuwe is ek in die gees van my gemoed, of ek sal terughoereer na die wet toe, en sal terughoereer na die profete wat voor die tyd is, en sal sê, Here, dankie dat u gekom het. Hoor jy wat ek sê? Dankie dat u gekom het, en jy het jou lewe en jou woning by my gemaak, en dankie Here dat ek u huis kan wees, dat ek u tempel kan wees, en daarom kan die skrywer van die sê, kom Here, kom, Here, hier is jou huis, kom maak jou woning, en bekleed my met jou geregtigheid. So ek wag nie om te sê, kom Here nie. Dankie Here dat u gekom het. Dankie Here dat u vir my 'n plek gemaak het. Dankie Here dat ek die gesalfde van God is. Dankie dat ek u geseënde is. Dankie dat ek u geheiligde is. En ek hoef nie te wag om dood te gaan om gemeenskap met God te hê nie. Ek het dit nou. Ek het dit nou. Ek kan nou gemeenskap met hom hê, met hy wat in my is. Ek hoop dit was vir u van waarde. Ek hoop dit het vir jou iets gegee om oor na te dink. Dis die belangrikste. Dit moet jou iets gee om te sê, Here, ek het iets gehoor vanmôre. Laat die Gees dit in my hart bevestig. Want dieselfde Gees van God wat Christus uit die dood het opgewek het, woon in my, Here, en ek het die gedagte van God, Here, bevestig dit in my lewe. Anderste werk ek en jy. Anderste werk ons na afgodsdienst toe. Kan ek dit weer sê? As ek nie glo dat God 'n werklikheid in my is nie, dan werk ek na afgodsdienst toe. Dis baie rog, maar dit is die waarheid. En baie kinders van God werk na afgod toe. Hulle werk na 'n evangelie wat nie bestaan nie. Amen. Baie dankie Vader, baie dankie dat u seun Jesus vir ons gestuur het. Dankie Here dat u die prys betaal het.